Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gaan nou 'n bietjie musikaal verkeer. En met meer as 20 jaar se ervarings en meer as 100 vrystellings is Christian Baartman geen nuweling wat betref emosionele storievertelling nie. Maar met sy nuwe enkelsnit gaan hy selfs 'n bietjie meer broos en ons kan nie wag om meer uit te vind daaroor nie. Christian, goeiemôre. Môre. Ek weet dit was Peer. Kuier hy saam met Appel, wat gaan aan? Hy kuier saam met sy motorfiets. Appel het ook ons nou 'n motorfiets gekry en Peer en Appel en botterskorsie is net nie om die hoek. om die hoek om laat ek 'n bietjie gister by druiwesap saam. Ja, hulle eet die butternut sop. Nee, kyk, môre vriende en familie. Hallo. Hoorie so, dis lekker dat jy 'n bietjie 'n diep ding uitbring, alhoewel ek weet dit eintlik vir jou maklik kom, nê? Maar dis my interessant, ek het gewonder, hoe besluit jy nou die dag, ek gaan nou visie liedjie skryf, versus ek gaan skryf om jou weer heel te maak, wat totaal aan die ander kant van die spektrum is? Hulle sê mos, dis een van die redes hoekom ek nie vreeslik suksesvol is nie, is ek bly nie by een genre nie, ek spring so tussen die goed. Maar wat gebeur as jy hou van musiek, jy weet. Nee, kyk, ek is eintlik mos maar, ek's baie lief vir die dieper goed, en elke nou en dan gun ek myself om net 'n bietjie so te beweeg, net, want dit is eintlik maar waar my hart lê, is 'n bietjie daai tipe van dinge aan te spreek. So ek gun myself so nou dan en wan so 'n dingetjie net om my balans weer terug te bring tussen 'n visie wat intellektueel vreeslik diep was. Ek dink dit om in 5 minute geskryf. Ek en nou Fat Man. En dit het my omtrent so 2 dae gevat om te produce. Voor hierdie het my omtrent 3 maande gevat so. Ja, dit kom oor asof jy al lank op hierdie lirieke prut. Ek het al sê, hierdie is seker die 8ste of 9de weergawe van hierdie liedjie. Ek het 'n Engelse weergawe wat ek sing my baie nie, want as iemand begin huil, dan weet ek het nodig om met daai persoon 'n bietjie te werk. Want ek baie lang en complicated storie, nee. Baie eenvoudig, ek is nie professioneel opgelei in hierdie goed nie, ek het net baie ervaring en ek swat hierdie goeders aan die kant as 'n sokperdjie, maar wat baie gebeur in die lewe is, jy kry iemand wat seer is, en hulle wil graag genees word. En dan vind hulle iemand wat hou daarvan om mense te genees. En dan, ons noem dit 'n Messiah complex en 'n broken wing sparrow. En die twee is graviteer na mekaar toe. Dit is 'n basiese sielkundige beginsel. En hierdie ene soek genesing by hierdie een, en hierdie een soek aanvaarding by hierdie een, want as ek jou kan genees, is ek goed genoeg. En ek is stikkend en ek soek genesing. En hierdie twee wil mekaar nou aanvul, maar dit is onmoontlik, want die genesing kom net van jouself af. Jy kan net, jy en jou Here en jou Here. My Here is liewe Jesus, maar jou Here is ook iemand anders. Julle kan dit uitsorteer. Niemand anders kan dit vir jou genees nie. En daai siklus raak lelik, want ek kan nooit genoeg gee om self die moeite werd te voel nie, en jy gaan nooit genoeg ontvang om genees te voel nie. En dan raak hierdie twee gaan ek extreme in tot hulle switch. Want hierdie is gewoonlik 'n passiewe komponent, die persoon wat wil genees, en hierdie is gewoonlik 'n aggressiewe komponent. Nie aggressief soos hulle is bietjie meer dominant, en dan flip die persoonlikhede. En dan raak hierdie persoon, maar hy is so lelik met my, of sy is so lelik met my, en sy val my aan, of die persoon is, maar eintlik het hy net te veel gegee, en hy het niks meer om te gee nie, en hy's leeg. En hy's net besig, hy's in survival mode. En dis waar die liedjie gaan. Dit gaan oor, jy weet, jy soek 'n ridder om vir jou te red, maar die monster in jou is die een wat jou hou. En een van die lirieke in die song. So jy dink hierdie persoon gaan opdaag en jou alles net genees, alles regmaak, en ek gaan oor see gaan. Daar's verskillende maniere hoe die ding lyk. Ek gaan nou Amerika toe ontsnap en dan gaan alles oké wees. Nee, jou monster is in jou. Hy gaan saam met jou gaan. Jy moet self uitfigure om daai monster te veg en te oorwin. En dis waar die liedjie gaan. Jy weet, dit is 'n bietjie meer broos komponent wat kom uit die persoon wat besef hy kan niks doen of sy kan niks doen om hierdie ding te genees nie. En ek dink dis iets wat mense moet 'n bietjie gaan oor dink. Jy weet, as jy nou huwelik is, volgens my, figure dit uit, jy kan nie wegloop nie, sorry. Daar's amazing mense wat toegerus is om te help, wat vir jou kan 'n bietjie assisteer om hierdie monster aan te spreek binne 'n huwelik. Maar as jy 'n verhouding is en die ding val uit mekaar uit, is dalk tyd vir jou om 'n bietjie alleen te wees, en jou dinge uit te sorteer, want jy bring daai goed saam met jou in die huwelik in, en dit maak alles net soveel moeiliker. Ek sien dit in soveel huwelike daar buite waar jy veg hierdie monster wat niks met jou doen het nie. En die ander persoon weet nie as hulle hierdie monster nie. Jy weet, en dis waar die lied gaan. Dis net 'n bietjie bewusmaking van, dis nie die persoon wat jou seermaak nie, is daai persoon se monster wat jou seermaak. En jy moet daai ding 'n bietjie aanspreek op 'n manier
of jouself of julle moet as 'n huwelik bietjie iemand gaan sien. Daar's fantastiese beraders daar buite wat kan help. Christian, hoekom maak jy musiek? Wat is jou why? My why is, it's unfortunately the passion and purpose. Ek was 7 jaar oud, ek het al hierdie storie vertel 'n paar keer, maar mense vergeet. Ek was 7 jaar oud, toe ry ons voortrekkers toe, en toe met my sussie gepraat oor een van haar vriende se seun wat sy stem gebreek het, en ek begin huil, en my ma sê, hoekom huil jy? Ek sê, man, ek wil sing vir 'n lewe, en as my stem breek, want as 'n 7-jarige kind, dink jy breek 'n stuk in, dan gaan ek nie kan sing vir 'n lewe nie. En toe bel vir my verduidelik, nee, maar is net hoe dit werk, hormone en alles, maar ek was te jonk geweest. En ironies genoeg, my stem het nooit gebreek nie. Ek het so baie gesing, het hy net sistematies dikker geraak. Of dat donkerder geraak, soos dit vandag natuurlik is. En ek het al een keer in my stembande geskeer, toe ek 19 jaar oud was. En deur 'n hele genesingsproses gaan om weer te kan mag sing. Dis hoekom ek so diep stem het. Ja. Dis want ek het al my stemband geskeer toe ek jonger was. Deur Hoe slegte skeer mens jou stemband? Ek was in 'n organisasie gewees, man, dit was niemand se skuld nie, dit was maar net kennis. Jy weet, mense kennis is nie groot op daai tyd nie. Waar ek moes 'n liedjie skree. En ek het by KAK&K ek dink 16 vertonings na mekaar gedoen, en dan moet jy gaan skree. Waa! In die liedjie. En as 'n seun tussen die ouderdom van 18 en 21 is wanneer sy stem ontwikkel, soos wanneer hy sy karakter ontwikkel. En daar is hy ook op sy broeste, vir sy op sensitiefste. En ek het in daai tyd het ek te veel druk op hom gesit in die verkeerde tegniek. En ek het hom heeltemal geskeer. En gelukkig, dankie Vader, daar was mense met kennis en insig wat my gestuur het na 'n plek toe waar hulle dit kon genees, en ek moes vir 3 weke op 'n plaas gaan bly, en dit was 'n hele storie geweest. Maar maar alles wat gaan maar soos 'n atleet, jy weet, jy moet oefen jou ambag. Op die oomblik, jy hoor my stem is 'n bietjie seer, want ek het nou die naweek 'n paar vertonings gehad, en ek het nie my oefeningkies gedoen in die week soos ek moes nie, en ek betaal nou die prys. So ek is nou weer elke dag of 4 wat ek my stemoefeningkies doen. Sien nou gaan atleet dit maar moet doen. Nou maar ons het dit goed gedink dat jy nou maar saam met ons bietjie stemoefeningkies kan doen. Ons gaan nou lekker diep raak met om jou weer heel te maak regstreeks. Ongenadig. Maar Jennifer en ek het elkeen 3 woordjies. Ons gaan dalk net by Jennifer se uitkom. Ons gedink jy kan dalk vir ons gou-gou, net jy weet 'n ou ietsiekie sing met die woordjies wat ons vir jou gee. Ag toe man, net vir 'n oefeningkie. Ja, so hierdie oefeningkie is baie eenvoudig. Ek vra gewoonlik Engels of Afrikaans, maar ons gaan definitief Afrikaans doen vandag. Ja. En dan vinnig of stadig. Wat kies jy? Jy kan nou eers Nee, ons gaan al 6 woorde gelyk vir hom gee. Hy maak een liedjie. Ja. Kom ons vat hom medium. Medium. Okay, daar's 7 note om vanaf te kies. A, B, C, D, E, F, G. Kies een. Nee, hel, D. D. Geef my 'n noot om die woorde asseblief. Okay, myne is springmielies, Oegenade. Ja. kierie Ja. en skemerkelkie. Yes. Ek het ook esse. Ek het ook esse. Genade. Stinkgogga. Ja, ek gaan nie goed met neerskryf. Julle maak dit so moeilik vir my, hè. Okay, ek's baie jammer. Ek is weer springmielies. Byt vas. Okay, ja. Dink jy so oopmaak. Okay. Springmielies. Kierie en skemerkelkie. Jy het nie easy gegaan nie. Ek ook nie. Nee. Okay, Ons dalk gelyk, ja. Volgende stinkgogga, Stinkgogga. spoeg Spook. en sit. Sit. Okay. Okay, ons kan nie wag nie. My oupa sit op die stoep met sy kierie op sy skoot. Hy spring toe op soos 'n springmielie toe my ouma om die stoep loop, want hy het vinnig 'n wind gelos. En hy's 'n bietjie bang dat sy ouma weer vir hom gaan spoeg met 'n ou lelike woord. Hierdie man, jy is te veel skemerkelkies hierdie maand ingehaal. Ouma gaan soos 'n stinkgogga vir jou sê, dis nou weer tyd om toilet toe te gaan. Oupa stoep, oupa op die stoep, moet asseblief nie baie ding doen as die mense kom kuier nie. Kuier nie. Oupa die stinkgogga op die stoep. Nice.
Liewe aarde, baie dankie Christian. Dit is altyd net 'n plesier om jou te hê. Dankie dat jy lig en diep in die musiek insit en ons is baie bly jou stemband het deur jou hele loopbaan nog gehou, hoor. Ons luister nou baie lekker na sy nuwe vrystelling om jou weer heel te maak. Net gou vinnig 'n reklamebreek.